Hebreërs 1 vers 1. Nou, op hierdie punt wil ek net graag vir u sê, daar is nie 2 testamente nie, daar is net 1 testament. 'n teoloog hier in die middeleeue het besluit dat daar moet 2 testamente wees. En dit snaaks dat die kerkvaders het dit aangeneem en ons daarmee belas het. Onthou, ons losser, Vader self, wanneer hy op hierdie aarde wandel en hy spreek met elkeen, dan quoteer hy uit sy testament. Daar is nie so 'n ding soos 'n Nuwe Testament nie. Wat ons geleer is om as 'n Nuwe Testament te aanvaar, was 'n aksie om ons te skei van die oorspronklike testament van Vader Jahwe. So die Nuwe Testament, soos wat u hom in jou Bybel het, is predikinge en leringe uit die testament. Nou sê Hebreërs 1 vers 1. Nadat Vader Jahwe baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders, hoor nou mooi, hy spreek tot die vaders deur die profete. Hy het nie met die vaders gepraat nie. Hy het nie rondgeloop en elkeen se oor loop iets fluister nie. Wat hy gedoen het, hy het 'n profeet gesalf. Nou die salwing gaan hieroor. Hy word gesalf sodat hy in die gees met Vader kan kommunikeer. Wat 'n wonderlike voorreg. En dan spreek hy tot die profeet, en wat doen die profeet? Die profeet gaan na die volksvaders toe en dan loop sê hy, so spreek Vader Jahwe. Het jy dit al in die skrifte so gelees? Dit is hoe Vader dit hanteer. Maar nou het hy gesien dat ons verstaan nie eintlik lekker nie. Want hy is abstrak. Ons kan hom nie visualiseer nie. Ons kan hom nie hoor nie. Ons kan hom nie sien nie. Ons kan hom nie verstaan nie. Nou wie is hierdie profeet wat hier aankom? Waar kom hy? Wie dink hy is hy? Dis mens wat so dink. Dis nou nog so. Maar hoor wat gebeur. Om hierdie situasie te ondervang, lees ons in Johannes 1 vers 1 die volgende. In die begin was die woord. Wat is die woord? Dis Vader Jahwe. Hy is die gesag van die skepping. Hy het die totale onmeetlikheid hier buite met die krag van sy woord geskep, ook vir jou en vir my. Maar om een of ander rede wil die volk nie verstaan wat sê Vader Jahwe nie, dan kies hy om uit 'n baarmoeder gebore te word wat hy self geskep het. Dit verstaan ons ook nie. En dan kom hy hier aangestap en dan hoor wat sê die Hebreërs skrywer. Op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. Maar nou het hy, wie? Vader Jahwe man. Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, deur die Gees wat afsonder. Mag ek net vanmôre 'n regstellingkie maak? Ons praat nie in volkskantsel van die Heilige Gees nie. Ons praat van die Ruach HaKodesh. Dit beteken, as jy dit direk vertaal is, die Gees wat afskei. As jy by my. So Vader is Gees, is dit reg? En wat doen hy? Hy sê in Deuteronomium 7:6, jou het ek uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, my eiendomsvolk te wees. Het hy ons afgeskei, ja of nee? Kan ek 'n ja kry? Daar sê hy het ons afgeskei, so hy's Gees. Nou wanneer hy sê, in die laaste dag tot ons gespreek, hy direk tot ons gespreek, hoe? Deur die Gees wat heilig. Matteus 15:24 sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Hy het klaar gepraat. En ons moet dit kan verstaan. Nou goed, Johannes 16:13. Hierdie is 'n bietjie van 'n probleem, maar kom ons kyk 'n bietjie mooi intiem na hierdie volgende ene.
Johannes 16:13 is vir julle almal baie bekend en het hom vele kere al gelees. Maar Johannes 16:13 sê, maar wanneer hy, jy gesien daar is hoofletter, wanneer hy gekom het, wat? Die Gees van die waarheid. Luister asseblief geliefdes, dis nie iemand anders nie, dis nie 'n ander gees nie, dis nog steeds Vader Jahwe. Die kerk het 'n Heilige Gees gestig, nee. Die Satan het 'n Heilige Gees, 'n kommersiële Heilige Gees vir die kerkwêreld gegee. En almal is nou onder die Heilige Gees. Niks word afgesonder nie. Niks word afgeskei nie. Dit is nie Vader nie. Vader is Gees en hy skei syne van die res wat nie syne is nie. Daarom sê hy, maar wanneer hy gekom het die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nou asseblief, ek sê dit maar met deernis teenoor die individue. Hoekom is die plek so vol van die Heilige Gees, maar hulle weet niks van die waarhede van hierdie skrif nie? Dis is daar 'n fout. Dit is nie die woord in aksie nie. Dit is nie. Dis 'n leenwêreld. Maar prys sy kosbare naam vir manne en vroue. Heldinne. Die manne en die vroue met leeugesigte wat in hierdie tyd op hulle voete kom staan en sê, dit is die woord van Vader Jahwe. En ons sal in dit wees. En hoor, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Van wie word hier gepraat? Dit word van ons losser gepraat. So wat hy eintlik sê in boeretaal, ek is nou in die vlees by julle, maar alles wat my gees sê, sal ek tot julle openbaar. Hy sê daar, hy sal nie uit homself spreek nie. Met ander woorde, hy is in die vlees, net soos jy en ek, kry koud, word honger, word moeg en so meer, maar hy sê ek sal nie hierdie vlees toelaat om tot julle te spreek nie, want alles wat ek hoor uit die gees uit, die gees van waarheid, die sal ek tot julle spreek. Is dit nie mooi nie? Dis dit, dis kosbaar, prys sy kosbare naam. En dan, Handelinge 16:6. Kom ons lees met mekaar saam. Handelinge 16:6. Nou moet jy mooi hoor. Ek praat van die Gees wat afsonder. Luister mooi. Handelinge 16:6. En hulle het deur die land Frigië en Galasië gegaan. Hoekom? Omdat die Gees wat afsonder hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. Het nie gehoor nie. Die godsdienste van die wêreld gaan Asië toe. Gaan Afrika toe. Gaan townships toe. Maar die Gees wat jou en my afgesonder het, ons gaan nie die kant toe nie. Hoekom? Want hy verhinder ons. Met ander woorde, u het 'n praktiese ondervinding agter die rug dat jy hoor die woord van Vader Jahwe. Diep binne in jou wese hoor jou. Hy verhinder jou om dit te doen. En jy het 'n dringendheid. Jy sê vir die ou wat nou 'n sendeling word, jy kan nie so toe gaan nie, want die woord sê jy mag nie die kant toe gaan nie. Nou moenie my so aankyk nie, u het dit nou al baie self gesê. Maar weet jy wat het met jou gebeur? Jy die geklank van die woord van Vader Jahwe in die binnemens, binne in jou geessamestelling gehoor en jy het dit met jou lip woorde gemaak. Dis die wonder van die oomblik.
U is heeltemal te stil. Hebreërs 4 vers 12. Nou hoor hierdie een, want die woord van Vader Jahwe is lewend. Met ander woorde, wanneer hy tot jou kom, gebeur iets met jou wat te maak het met lewe. Jy spring op. Dis magtig. En kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Hy's geartikuleer. Hy sny die kant toe en die kant toe. U hoor nie. Die woord van Vader Jahwe is soos 'n tweesnydende swaard. Hy sny die kant toe en die kant toe. En wat is die mooi? Dit dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Hy bring skeiding. Nou kom ons kyk. Ons het gesê, hy is die gees wat afskei. Nou wanneer hy praat van skeiding van siel en gees, dan moet ons aanvaar en dat ons siel is besmet met die woorde van geeste wat nie uit Vader is nie. Daarom sê hy vir ons in die woord, toets die geeste of dit van my is. Het jy dit al raak gelees? Ja, u het dit raak gelees. Dit beteken, u en ek moet verstaan dat ons siel is dan gekoppel deur baie jare se godsdienstigheid om te wat? Om napraters te wees van 'n godsdienstigheid wat Vader nooit vir ons gegee het om te hê nie. Nou hierdie woord wat 'n tweesnydende swaard is, hy doen wat? Hy skeiding van siel en gees, van gewrigte. Nou gewrigte is ligamente wat die hand aan die arm vashou en die elmboog en die skouers en dis meer sê. En hierdie ligamente was eintlik godsdienstige opvoedings en valse leerstellings en alles wat daarmee saamgaan. So dit het ons gekoppel aan die leenwêreld van die Satan. Nou kom die woord van Vader na ons. En wat doen hy? Hy's 'n tweesnydende swaard. Hy sny die gewrigte weg. Hy sny die murg weg. Hy sny die valse geeste weg. Van wat? Van jou siel af. Spreuke 12 sê, die siele behoort aan hom. So wanneer hy dan afskei, dan skei hy ons in 'n finaliteit van dit waaraan ons gekoppel geraak het, ons het vasgegroei. Dit is vir my baie moeilik om vanmôre vir jou te sê. My eie pa het van my gesê op 'n stadium in sy gevorderde jare, ons het baie geroei, van my gesê, my magtig man, so almal was net verkeerd en jy's reg. Vasgegroei. Want die NG Kerk het hom beloof, hy gaan hemel toe, terwyl niemand hemel toe gaan nie. Die boek sê hy kom terug na ons toe. Applaus vir die koning. Nog 'n leuen. Maar Vader kom met 'n tweesnydende swaard en hy sny vir jou en vir my weg van hierdie twak. Waar staan ons? Binne in die lig, binne in die heerlikheid, binne in sy majesteit. En daar sê ons, spreek u majesteit, u dienskneg en u diensmaagd. Luister. Wat doen hy ook? Is 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtenis of die gedagtes van die hart as jy wil. Nou luister, hierdie pompie is nie van gepraat word nie. Hierdie pompie het 'n groot werk. As jy 60 jaar is, kan ek 60-jarig is en plus sy hande net gou kry. Wie is nou 60 plus? Ai, ons sit vanmôre hier so met silverjare. Baie dankie, maar as jy bo 60 is, het jou hart 1 miljard keer gepomp. Maar dis nie waarvan hy hier praat nie. Die oorlegginge
en die gedagtes. Die oorlegginge en die gedagtes van die siel. So ons het vir u verduidelik dat die leuen is die vader van die leuen se evangelie. En ons het binne in dit groot geword. En Vader se woord wat 'n tweesnydende swaard is, het wat gedoen? Hy het ons losgesny. Hy sny ook die oorlegginge wat jy gehad het. Oor al hierdie twak sny hy weg. Die gedagtes wat jy oor die plek gehad het, sny hy weg. So dis Vader se woord in aksie. En hoe doen hy dit? En deur die persoon van sy vleeswording. Ek kan gaan lees in Johannes 14:9. Hoor, wat sê Johannes 14 vers 9? Vader Jahwe ons losser. Kan ek hoor? Vader Jahwe ons losser. Want dis wie hy is. Sê vir hom, ek is so lank al by julle en jy het my nie geken nie, Filippus. Met wat was Filippus besig? Wat het hy gesien? Wat het hy gehoor? En van wat moes hy losgemaak word? Die Fariseërs wat die teoloë was van daardie tyd, se woorde was in Filippus se ore. Want hoe kan die woord nou vlees word? En dan staan hy daar. Ek is so lank al by julle en jy het my nie geken nie. Geken nie. Nie gesien nie, nie gesien nie, nie gehoor nie, geken nie. Die Griekse woordjie verduidelik dit eintlik op 'n baie mooier manier. Hy sê, ek het jou nie ervaar nie. Filippus, ek het jou nooit ervaar nie. Genousko. Ek het jou nooit ervaar nie. Met ander woorde, wanneer Vader ons lossny van al hierdie twak waarmee ons besig is ons in 'n ander soort opgewondenheid. Ons lofprysing verander, ons aanbidding verander, ons innerlike verhoudinge met mekaar verander. Hy sê, hy wat my gesien het. Nou, dis nou die mooi. Wanneer ek na my boetie voor kyk, dan sien ek hom. Maar ek moes hom 'n paar keer sien om te weet wie is hy. Maar die volgende keer wat ek hom sien, stel hy hom nie aan myself voor nie. Ek sien hom en ek weet wie hy is. En dit is die woord. Wanneer die woord so vlees word en hy praat tot ons, hoef hy nie 'n tweede keer te praat nie, want wanneer ons hom sien, dan weet ons wie is hy. Dan sê hy sê vir Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hoekom is dit dat die mooi boerseun en dogter hier buite dit nie kan ervaar in sy eie maak nie? Hoekom? Die godsdienst empire binne die koninkryke van die Satan beloof iets. Sê vir ons losser, al die hoë berg waar hy ook al is. Hy sê, aanbid my, dan gee ek jou al hierdie koninkryke met hulle krag en hulle heerlikheid, hulle mag en hulle heerlikheid. Hoorie wat bied hy aan? Mag en heerlikheid, mag en heerlikheid. En het dit deur godsdienst reg gekry dat ons mag en heerlikheid ontvang het van sy koninkryke en niks van Vader Jahwe nie. Maar wat 'n besondere voorreg om dan vanmôre hier te sit en te hoor dat hy het ons afgeskei van hierdie koninkryke om wat? Na sy woord. Ons is afgeskei na sy woord. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hoe sê jy dan, toon ons die Vader? Hoe sê jy dit?
Wanneer 'n mens hierdie klein mensstreekie in hierdie boerland gee en jy sê Vader Jahwe het vlees geword, reën die klippe en die beledigings en al die gemorswoorde onder die son. Maar hier staan dit in die boek. Selfe boek wat hulle lees. Hier staan dit. Hier staan dit. Toon ons die Vader. Vers 10. Glo jy nie? Hoor mooi. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Wat is dit wat ons nie verstaan nie? Nou hoor nou mooi. Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword. Johannes 14:10. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Hoor nie wat hier geskryf staan. Dit is die woord. Wat is dit wat gebeur? Hoekom lê jy hier? By die badwater van Bethesda. Hoekom lê jy hier? Nou, maar is niemand wat my in die water wil intel nie. Hy het nie die water nodig nie. Hy het nie iemand anders nodig nie. Hy het nodig dat jy die woord hoor. Hierdie skepende woord, hierdie magswoord, hierdie kragwoord. En hy sê vir hierdie man wat in sy lewe nog nooit kon loop het nie, staan op en loop. Dan spring hy daar op, hardloop hy so eentjie weg en sê, kom terug, vat hierdie bed saam. Vat die teken van jou leerry voor my aangesig weg, want ek het jou beveel, staan en loop voor my aangesig. Dis oombliklik, geliefdes. Dan maak hulle hom iemand met 'n lammetjie op die arm wat sukkel om mense bymekaar te kry. Vader is magtig. Hy's lewend. Hy is die skepper van die heelal. En hierdie mag het vlees geword en onder ons kom woon. Hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie. Kom ons help dan nou maar net. Hier is hy in die vlees, en Paulus sê, hy het in alle opsigte net soos ons geword. Is dit reg? Dit reg. So, Miriam het hom gesoog. Dit reg. Kom. En Miriam het hom geleer eet. Miriam het hom gebad. Miriam het hom droog gemaak. Miriam het hom woordjies geleer. Net soos ons. Hom aan die vinger gelei om te kan loop. Hy het in alle opsigte net so geword. Nou hierdie vlees van hom, sê vir ons, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit my vlees nie, ek spreek dit nie uit myself nie, ek spreek dit nie uit die vlees nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Dis Vader, dis die Gees, dit is die woord in aksie. En dis die kosbaarheid van die oomblik. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit die vlees nie. Op hierdie punt. Daar word allerhande swak goedjies geskryf en vir my aangestuur. Wat sê, hy het in die tuin gaan bid, tot homself. Hulle spot met my. En ek glimlag daaroor. Ek is nie kwaad nie. Ek verstaan. Maar los my nou uit die prentjie, wat hier geskrywe staan. Hy sê, ek spreek uit die vlees, wanneer ek sê, my Vader wat in my is, laat hierdie verskrikking wat oor my vlees gaan, by my verbygaan. Die vlees vrees hierdie dinge wat hy weet wat kom. So hy spreek, die vlees spreek na binne
na Vader wat in hom is. So die woord is binne in hom. Goed. Ons kan Vader Jahwe beter leer ken deur te probeer om hom te hoor op elke manier wat hy praat. Hoe leer ons hom ken en hoe hoor ons sy stem? Kom ons kyk. Ons leer hom ken. Gou, is amper klaar. In die begin was die woord en die woord was by Vader Jahwe en die woord was Vader Jahwe. Hoor wat sê hy? Hy was in die begin by Vader Jahwe. Wie is hy? Die woord. Die mag, die krag, hierdie onbeskryfbare, die Aramees praat van multa. Jy kan dit nie vertaal nie, jy kan dit nie verduidelik nie, jy kan dit nie op papier skryf nie, jy kan dit nie bedink nie. Hierdie magtige heerlikheid. Daardie heerlikheid was in die begin by Vader Jahwe. So hy is die heerlikheid, hy is die majesteit, hy is die krag. Hoor wat sê vers 3. Alle dinge het deur hom ontstaan. Alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Halleluja. Dis hy, sonder hom. Sonder hom het daar niks ontstaan nie. Dis nou die woord. Met ander woorde, uit die woord het alle dinge ontstaan. En sonder hierdie woord het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Miskien is die begrip vir u aangenaam. Maar dis nie al nie. Ons praat van die woord wat in die begin was. En alles het uit die woord uit ontstaan. Nou hoor wat sê vers 4. In hom, in wat? In die woord. In die woord was lewe. En die lewe was die lig van Adam. So wanneer ons nie 'n restaurasieprogram oplees van Genesis 1 van die tweede versie af, die aarde was woes en leeg, en dan het Vader gesê laat daar lig wees. En onthou nou, wanneer hy lig insit, is daar lewe, is daar orde, is daar dissipline, is daar die netjies maak van die verwoesting. Daarom is dit nie interessant nie, wanneer ons nou so 'n woes lewe gelewe het, en ons kom waarlik tot bekering, is al die woesheid van ons al weg. Weet jy hoekom? Want ons die lig penetreer ons siel, en ons siel skei hom af van die gemors van hierdie wêreld, prys sy kosbare naam. Nou hoor nou. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hierdie is 'n geweldige woord wat klaar gespreek is. En ons sê in Suid-Afrika, in boerland, sal die duisternis die lig nie oorweldig nie. Applaus vir die koring. Daar was 'n man van Vader Jahwe. 'n man van Vader Jahwe, ek kan nie 'n lang storie om vertel, maar nie nou nie. Hy het tot 'n getuienis gekom, om van die lig te getuig. Sodat almal deur hom sou glo. Wat? Van die lig. Deur die lig. Hy het gekom om 'n getuienis te bring van die lig. Is dit reg? So hulle kom nie deur Johannes nie. Hulle kom deur die lig, want die lig skyn in die duisternis. So hy getuig van die lig. Hy getuig binne in die duisternis. En wanneer die lig in die duisternis skyn, dan is daar 'n glo-aksie, 'n verademing, 'n halleluja, wat jy eintlik nie weet hoe om hom uit te spreek nie. Dit is 'n magtige sielsvreugde wat in daardie oomblik ontstaan. Johannes sê, hy is nie die lig nie. Hy sê, hy was nie die lig nie,
maar hy moes van die lig getuig. Nou kom ons maak dit nou vanmôre mooi. U en ek gaan van vandag af getuig van die woord, wat die krag is, wat die majesteit is, wat Vader Jahwe is, wat die skerp tweesnydende swaard is, wat ons losgesny het van die koninkryke van die Satan, wat ons opgerig het, sodat ons 'n getuienis kan hê van die lig wat ons afgeskei het. Dit is die woord. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Nou die treurige storie is die volgende. Hy was in die wêreld het deur hom staan, en die wêreld het hom nie geken nie. Weet jy waarom? Want hy van Nasaret af Jerusalem toe loop, het hy nie 'n kroon op sy kop en 'n staf in sy hand en 'n koninklike gewaad nie. Is dit nie die skrynwerker se seun wat hier aankom nie? Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Dis die woord wat bespot word. Hy het lewend geword. Hy stap in vir redding, vir 'n totale lossnyding van die werke van die Satan, en spot hulle hom, net soos vandag. Maar u en ek het hierdie wonderlike voorreg om in te voel, in te wees, deel te wees, dit te kan ervaar. Dis nie net 'n emosionele gewaarwording nie, dis 'n goddelike wete wat in jou binnekant kom sit. Ek is deel gemaak van die lig wat die woord is. Soms weet ek nie hoe moet ek dit verduidelik nie. Hoor hierheen, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dis niks vreemd nie. Dis dan nou nog so. Hy kom na ons, oor kan die riviere van kus. Hy kom roei met ons, hy jaag ons op. Ons wil nie hoor nie. Nou maak hy Filemon jou staatspresident. Nou wil ons die ou 303 onder die bed uithaal, al die spinnerakke losmaak. Ons wil nou hierdie plek uitsorteer. Vader donder uit die hoogte oor 'n volk wat hy lief gehad het, wat hy afgesonder het, wat hy vir hom eenkant neergesit het, om sy aanbidders te wees, wat sy offers sal kan dra. Maar wat doen hulle met die woord wat tot hulle gekom het? Wat? Bou 'n nuwe godsdienst, stig 'n ander politieke party. Die woord is die lig, is die krag, is die majesteit, is hierdie onbeskryfbaarheid wat jou en my in hierdie tyd afgesonder het om binne die profesie tot eer van sy naam te kan mag opstaan. Dit is die woord. Maar hier staan geskrywe, maar almal wat hom aangeneem het, en dadelik sê die empire van die godsdienstwêreld, daar is hy. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van Vader Jahwe te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou almal glo in sy naam. Hy gee nie mag nie, kom ek verduidelik. Maar almal wat uit hom is, aan hulle het hy mag gegee om kinders van Vader Jahwe genoem te word. Dit is die verskil. So wat het die vertalers met hierdie sê ding aangevang? Hy kan oral toegepas word, tot 'n toordokter kan hom gebruik. Maar wanneer jy sê, maar almal wat aan hom behoort, aan hulle het hy mag gegee om kinders van Vader Jahwe genoem te word. Met ander woorde, hulle kyk na jou, my broer en my suster, en hulle het geen keuse om te sê dat hierdie seuns en hierdie dogters is die seuns en dogters van die lewende Vader Jahwe nie.
Dis wat die teks bedoel. Nou hoor hierdie, vers 13 het nou 'n ander lekker kwalifikasie. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit Vader Jahwe gebore is. Mag ek nou vanmôre net so ietsie bylas? Almal van ons het voorgeslagte wat ons verwek het, anders was ons nou nie hier nie. Maar dis nie wat hy van praat nie. Daar's geen man in die vlees en in die bloedtoestand wat gewil het dat u die uitverkorenes van die Almagtige moet wees nie. Dit beteken, u en ek is nie uit die wil van die vlees of uit die bloed van 'n man of uit die wil van 'n man gebore is nie, maar ons het ontstaan deur hierdie onbeskryfbare woord. Want niks het ontstaan wat ontstaan het as dit nie vanuit die woord ontstaan het nie. Nou hier's ander wesens hier buite. Hulle is nie so nie. Hulle is nie so nie. Kom ons maak vir die ouens hier buitekant dit makliker om klippe op te tel, om nog so 'n bietjie klippe te gooi. Daarom is Isak van bo gebore en nie uit die wil en die vlees en die bloed van 'n man nie. Daarom begin die uitverkiesing by Isak. Genesis 17 sê, ek sal my verbond met Isak oprig. Hoekom? Want hy's nie uit die wil en die vlees en die bloed van 'n man gebore nie. As die wêreld nie daarvan hou nie, hulle probleem. Hulle probleem. En dit is die pragtstuk van die oggend in Johannes 1:14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. Hy het onder ons gewoon. Hy was daar. Hy het die siekes gesond gemaak, die lammes het geloop, die blindes het gesien, die dowes het gehoor. Hy doen die eienaardige ding. Hy druk sy vingers in die dowe man se ore, dan sê hy, "Ephata." Was dit vir die ore of was dit vir die ore? Jy moet besluit. Hy druk die mens ore toe, sodat die sielsoor kan hoor. Wat 'n wonder oomblik. Nou, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van 'n eniggebore seun wat van die Vader kom. Vol van genade en waarheid. Waarheid is 'n magtige genade. Jy kan jou hele lewe lank met 'n leuen besig wees, maar die dag as jy waarheid begin praat, kom jy weg van die leuen af. Jy kom los. Die ysterreuke breek, die stroppe breek, die toue en alles breek van jou af weg, want jy sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Hier staan hy. Die woord wat alles geskep het word vlees. Hy is die waarheid. En wat kom doen hy? Hy kom maak Adam los van die ketTINGS, die woord maak hom los. Want hy is die waarheid. 15de versie. Johannes getuig van hom en roep en sê, elke keer as ek hierdie teksvers lees, dan ruk dit my aan my binnekant. Hy sê, Johannes getuig van hom en roep en sê, wanneer sê hy dit? Hy beduie vir die mense, kom ons sê, hier's 1000 ouens wat hier rond staan. En hier kom ons losser aangestap, hy's in die vlees, hy is Vader Jahwe, hier kom hy aangestap. En hierdie man Johannes wat vooruitgestuur was, hy het 'n groot luidsprekerstelsel die dag daar gehad. En hy het baie hard gepraat. En hy sê die volgende, dit is hy. Hier kom hy.
Dit is hy van wie ek gesê het. Hy sê ek het dit vir julle lank al gesê. Dis hy van wie ek gesê het. Hy wat na my kom, het voor my geword. Jy verstaan dit nie. Hier staan Johannes. Hy sê ek is 6 maande ouer as hy in die vlees, maar hy is eintlik voor my. Halleluja. Dis wat hy sê. Hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ontvang. U hoor nie. Ons het die teksverse 1000 keer gelees. Maar hier staan geskrywe, uit sy volheid het ons almal ontvang. Hoe? Genade op genade. Hy stort dit uit. Hy gaan die volheid van sy woord op ons bedien. Ons ontvang dit, soos vanoggend. Ons sit binne in hierdie lesingskamer. Ons ontvang dit. Ons ontvang die volheid daarvan. Wat is ons verantwoordelikheid? Om alles waarmee ons besmet is deur die baie jare heen, uit te ban, uit te sny, uit te skeer, uit te brand as dit wil. Sodat daar 'n wonderlike vakuum kan ontstaan, wat gevul kan word deur die woord wat die lewe is. Vers 17, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur ons losser gekom. Wat is die genade en wat is waarheid? Wanneer die wet, wat sy woord is, in ons harte lewend is, het ons niks op papier nodig nie. Hoekom? Want hy is die lewende woord wat in ons is. Niemand het ooit Vader Jahwe gesien nie. Niemand. Die teks sê so, niemand het ooit Vader Jahwe gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is. Verstaan jy dit? Hy's in hom. Met ander woorde, die vleeswording het uit Vader uitgegaan. Ons kan vir julle 'n lang storie vertel van Anna, wat die moeder was van Miriam. Sy was kinderloos. En sy is swanger bevind, maar sy het nie 'n man gehad nie. Weet jy wie sy gebaar? Vir Miriam, sonder 'n man. En Miriam ontvang ons Vader, sonder 'n man, sonder die wil en die vlees en die bloed van 'n man. In 'n perfektheid, sodat ons losser, vlekkeloos binne in hierdie heerlikheid gebore kan word. Niemand het ooit die Vader Jahwe gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is. Met ander woorde, wat uit hom uitgegaan het, vlees geword het. Die het hom verklaar. Het jy dit daar gelees? Die het hom verklaar. Wat? Die woord. Die wat ons nie kan hoor nie kan sien en verstaan nie. Hy kon verklaar dit vir ons, sodat ons dit kan hoor, dit kan sien, kan ervaar.